Dis altyd lekker om 'n nuwe pad te loop of 'n nuwe pad te ry. Ja, so baie keer wat ek en Linda ergens hier op pad is, en as ons ry op daai pad, dan sê ek vir haar, nou ry ons op 'n pad wat ons nog nooit van tevore gery het nie. Verlede jaar in Augustus maand, toe ry ons na die Kalahari Gemsbok Park toe, die Galagadi Oorgrenspark. En toe ons daar uit Uppington uit die koers noordwaarts kry, toe sê ek vir haar, nou ry ons 'n splinter nuwe pad. Hier was ons nog nooit gewees nie. Altyd lekker om dit te kan beleef. Dis ook lekker om dit op 'n geestelike manier te ervaar. Dis lekker om 'n nuwe pad te loop wat jy langs die pad ontdek, maar hier's nuwe tree wat ek gee, wat ek nog nie van tevore gegee het nie. En so is ons nou met hierdie gebedswiel besig. En miskien is daar van hierdie tree wat gegee word wat jy nog nooit van tevore in jou lewe gegee het nie. Miskien is daar van hierdie goed wat jy al lankal gedoen het, wat deel is van jou lewe, of party is maar spore wat al vaag geword het en wat jy nie meer loop soos wat jy dit al van tevore geloop het nie. Ek weet nie. Maar miskien is daar iets van hierdie nuutheid op hierdie pad. Nou vandag, by hierdie geleentheid, by hierdie week wat ons nou besig is ons besig om te praat oor twee baie belangrike begrippe. En dit is alleen wees en stil word. Alleen wees is om 'n bietjie eenkant toe te kom. Dis om in jouself 'n bietjie af te sonder van die verskriklike geraas en gejaag wat daar rondom jou aan die gang is. En stil word is om op die punt te kom wat jy so binne in jou hart 'n stilte kan kry dat jy iets van die stem van die Here kan hoor. Maar weer eens is die groot vraag, hoe kry ek dit reg? Ek is in hierdie gejaagde omstandighede, ek is in hierdie lewe wat alles rondom my rumoer en raas. Hoe kry ek dit reg? En dit is die geheim. Daar's 'n klompie dinge, klompie waarhede wat julle met mekaar gaan bespreek rondom hierdie saak. Maar ek wil 'n paar woorde gebruik. Party van hulle loop saam en party van hulle staan teenoor mekaar. Ek begin met twee teenoorstaandes. Alleen en eensaam. Wat is die verskil tussen alleenheid, alleen wees en eensaam wees? Sien, ons almal is bang om eensaam te wees. Of jy nou 'n nuwe kind is wat na die skool toe kom in 'n nuwe kwartaal en is 'n nuwe skool en is 'n nuwe omstandighede, daar's nie iemand wat jou ken nie en jy weet nie of daar 'n maatjie gaan wees wat in jou gaan belangstel nie. Dis 'n skrikwekkende ervaring. Of as jy na die universiteit of na die college toe gaan of jy gaan werk op 'n nuwe plek, dis skrikwekkend om eensaam te wees. Ensign van Velden vertel dat toe sy pa besef dat hy besig is om te sterf en dat hy op sy sterfbed gaan, dat hy vir Enslin net een ding gevra het, en dit is, my seun, sal jy net sorg dat ek nooit alleen is nie. Ons wil graag ander saam met ons hê. Ons vrees eensaamheid, ons is bang om eensaam te wees. Alleen wees is iets heel anders as dit. Alleen wees is 'n gesindheid wat jy in jou hart kan hê van 'n innerlike vrede en 'n rustigheid. Ek kan maar eenkant wees, maar ek is nie eensaam nie, want daar is binne in my 'n vrede wat maak dat ek nie nodig het dat ek omring hoef te wees deur ander nie. Dit is 'n gesindheid waarin jy sommer net kalm, rustig met jouself kan wees. Want sien, jy kan baie mense rondom jou hê en bitter eensaam wees. Of jy kan alleen wees, of stoksiel, salig alleen wees, of omring wees deur 'n groot rumoer en 'n geraas, en nog rustig alleen op jou eie, kalm kan wees. Dit is 'n gesindheid van die hart, waaroor dit gaan. Die tweede stel woorde wat ek met julle wil bespreek, is die woorde alleen wees en stil word. Nou, ons het 'n uitdrukking gehad op skool wat gesê het, sweet blou boggerel. Nou, ek wil sê, dit help jou sweet blou boggerel om alleen te wees as jy nie ook stil word. Want sien, stil word beteken dat jy bietjie uit die geraas van hierdie omstandighede uittreë. Dit raas mos om ons, dit rumoer. Daar's 'n gedurende lawaai in ons ore wat net eenvoudig nie ophou nie. En alleen wees beteken nie net om eenkant toe te gaan nie, maar is om ook die vermoë te kan hê om stil te word. Om die radio of die TV of die iPod of wat ook al af te skakel en rustig te kan luister. Luister na die stem van die Here. Selfs jou eie woorde kan in die pad daarvan staan. Stil word beteken
dat jy nie so baie moet praat nie, dat daar ook situasies moet wees waar jy ook kan stil word. Jakobus sê mos, dat as ons in staat is om ons tong te beheer, dat ons eintlik volmaak kan lewe, omdat ons die heel belangrikste kan beheer. Woorde hardloop met ons weg. Alleen wees beteken ook om stil te kan word, om fyn te kan luister na die stem van die Heilige Gees. Die laaste 2 woorde wat ek met julle wil bespreek, is die 2 woorde alleen wees en saam wees. Alleen wees en saam wees. Nou, Jesus het vir ons 'n fantastiese ritme geleer. In Jesus se eie lewe was daar 'n wonderlike balans tussen alleen wees en saam wees. Sy alleen wees het hy op baie plekke en geleenthede gehad. Baie kere het hy diep in die nag in die berg ingegaan en daar met sy Vader rustig en stil verkeer. Hy en sy Vader alleen. Ander kere, as die krisis gekom het, het hy 'n paar disippels gevat en dan verder gegaan, Getsemane in, en persoonlik met sy Vader op sy knieë gegaan en sy worsteling met hom gehad. Maar ander kere was hy saam met baie mense, saam met sy disippels. Hy het hulle geleer, hy het saam met hulle geëet, hy het met hulle gepraat, hy het hulle gelei, hy het wonderlike geleenthede saam met hulle gehad. Hy was saam met die skare, hy het hulle gedien, hy het hulle genees, hy het die evangelie aan hulle verkondig. Hy was saam met mense gewees. By etes, in maaltye saam met Lazarus en Martha en Maria en die vrou by die put wat hy daar eenkant mee gepraat het. Saggeus, die maaltyd saam met Saggeus. Linda sê altyd, dit help nie, jy is tussen ander mense en jy skakel net uit nie. Dis ook baie waar. As jy saam met ander mense is jy saam met hulle. En die Here het ons vir mekaar gegee om mekaar te dien. Daarom is die hele Nuwe Testament vol van daai tekste. Dien mekaar, bid vir mekaar, ondersteun mekaar, bou mekaar op. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê, want dit is die band wat julle tot 'n volmaakte eenheid saam bind. Al die mekaar tekste wat vir ons sê om saam te wees is baie belangrik. Hoe lyk ritme in jou lewe? Die ritme tussen alleen wees en saam wees wanneer jy tussen ander mense is. Nou, julle gaan daaroor praat in hierdie volgende sessie. En mag dit wees dat die Here vir julle pragtige dinge gaan oopmaak, waar julle na mekaar gaan kyk, mekaar gaan waardeer, mekaar gaan raak sien, vir mekaar gaan help om te ontdek, waar kan ek eenkant stil word, alleen saam met die Here. Want alleen wees is nie eensaamheid nie. Alleen wees is om ook stil te kan word. En saam met die alleen wees is ook die saam wees met die ander mense wat betekenis het in my lewe. Mag die Here vir julle seën in hierdie gesprek. Kom ek bid vir julle. Ons wonderlike Here, dit is so lekker om in u voetspore te kan loop, Here Jesus. Om te kan weet, daar was tye toe u diep in die berg stil geword het. En ons wil ook daardie eenkant rustige stiltyd saam met u ervaar. U vrede. En ons weet, Here, as ons dit nie in ons eie hart kry nie, sal ons dit nie op 'n ander plek kry nie. Daar waar u regtig rustigheid en genade gee. Here, baie dankie dat ons kan eenkant toe kom, dat ons die geraas bietjie kan afskakel en dat ons bewus kan word van die sagte fluistering van die stem van die Here. Praat met ons en help ons om mekaar te dien met u liefde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.